Goeiemôre vriende, ek wil vir u baie welkom sê en ek hoop dat u volgend op hierdie Sondag saam met my 'n wonderlike ervaring van die Heilige Gees sal hê en dat u ook saam met my met die reis in Matteus 4 dat ons wyser sal raak en dat die Here vir ons sal help deur sy Gees om te kan onderskei wat dit beteken om hom regtig te kan volg. So die van u wat solank die plek wil opsoek, ons gaan nie nou al saam lees nie, maar dit gaan kom uit Matteus 4, ons skriflesing. So u wat daar by die huis is en of u op reis is en of jy iewers op 'n lughawe sit vanoggend, of in die Kalahari of oor see, ek sê altyd mag die Here vir jou daar waar jy sit ryklik seën en mag hy ook vir jou vanoggend rustigheid gee oor wie hy vir jou is. Ek wil vra dat ons sommer so sal sit. Dan luister ons gou na hierdie pragtige lied. Vriende, dit was my baie interessant gewees. Die afgelope tyd het ek baie diep daaroor gedink. Ek het hier met die volle lockdown, toe ons nou nêrens mag gaan en niks te doen het nie, het ek so af en toe in die middag het ek begin kyk na Suidooster. Dis een van die seepies op die TV en ek weet nie of u ook Suidooster kykie, maar toe het ek begin sien oor gekyk na 'n moslemhuis en Auntie Muna en oom Aiby en hoor vir mekaar as hulle sê asseblief sê en dankie, hoe mooi hulle saam leef en soekran vir mekaar sê en toe kom ek agter oor wat 'n mooi manier hierdie gesinne met mekaar saamleef. En toe in 'n radikale kontras daarmee
Toe ek die afgelope week na die nuus gekyk het en die koerante lees hoe dat die Taliban totaal al Afghanistan oorgeneem het en mense stormloop en hulle vlug en hardloop op die aanloopbane van die lughawe in Kabul om net iewers op die vliegtuie uit die land uit te kom. Toe kom ek agter, maar dit is ook die Islam, dit is ook moslems. En dat hierdie twee wêrelde van Antimuna en Eibi daar in Suidooster, dat het radicaal verskil van hierdie ideologie van die moslems. En hoe dat die heiliges, die Taliban, wat beweer hulle doen dit in die naam van Allah, hoe dat hulle absolute vrees en absolute dood saai. Maar vriende, by ons as Christene is dit ook baie keer dieselfde. Vriende, hoekom sê ek so? Want wanneer ek die verhale oor Jesus lees en wanneer ek na sy lewe kyk hier op aarde en dit waarvoor hy gestaan het, en ek kyk en luister na die Christene en die Christendom wêreldwyd, is dit ook vir my twee radikale wêrelde. En dan wil ek onmiddellik vanoggend sê, ek wil nie veroordelend wees of myself nou uitmaak as die Jesus volgeling. Nee vriende, ek wil maar net sê dat ek my hand in eie boesem wil slaan. En dat ek van dieselfde genade afhanklik is. Maar vriende, dat dit eintlik twee radikale wêrelde is wat van mekaar verskil. Daar's soveel ideologieë in die Christelike geloof. Vriende, daar's soveel oorloë al gevoer in die naam van Christus Jesus. En hier laat ek altyd dink aan Joan of Arc. Die laaste fliek wat ek gesien het oor haar storie, sit sy die aand in die tronk en sy gaan die volgende dag op die altaar verbrand word, brandstapel, en sit sy daar en kom besoek hierdie goddelike wese vir haar. En dan sê sy vir hom, maar hoekom moet ek hier sit? Ek is tog u gestuurde. U het tog deur my gewerk en u het my aangevoer en vir my gehelp en ek het die vlag gedra vir Frankryk teen Engeland. En dan sê hy vir haar, ek het jou nooit gestuur om dit te doen nie. Ek het jou nooit as my gestuurde gestuur. Dan wys hy vir haar, hoe lê die lyke en die dooie mense en mense sonder arms en koppe. En dan sê hy vir haar, dink jy dis my wil? Dink jy ek het vir jou gevra om dit te doen? En sy het altyd gedoen, dink, sy doen dit in die naam van God. Ja, vriende, ons het mense op brandstapels verbrand, ons as Christene, reg oor die wêreld heen, omdat mense dit waag sê het, dat die aarde rond is. Hoeveel families, vriende, spat vandag nog uit mekaar uit, omdat die een in daai kerk is en die een is in daai kerk. Omdat mense verskillende sienings het van die Bybel en verskillend sien, kom families en gesinne dikwels nie meer by mekaar nie. Vriende, hoeveel pyn en hoeveel ongerief en seer het die kerk al veroorsaak in mense se lewens en ook in familie se lewens wêreldwyd. Vriende, hoeveel pyn en seer het Christene nie al wêreldwyd veroorsaak deur hulle kultuur en godsdiens met politiek te vermeng nie en dan net so 'n Christelike sousie daaroor te gooi. Maar vriende, daar is tog so 'n paar ideologieë wat veral in ons moderne tyd geweldig up and alive is en wat leef daar buite, wat ek sommer so 'n bietjie oor wil gesels vanoggend en wat baie seer maak, maar wat op die ou end niks met Christus te doen het nie. Vriende, in die eerste een wat ek sommer 'n bietjie met u wil oorgesels is die hele ding van die voorspoedsteologie. Waar die teologie sê dat as jy God dien en jy vir hom lief is, sal dit met jou goed gaan. Maar as daar is veral 'n klem daarop, sal dit met jou finansiëel goed gaan. Daar is vooraanstaande Christene wat sakemanne is wêreldwyd en wat sê maar die Here het hierdie goed direk vir hulle gegee. En as jy die Here volg en as jy in die oggende met jou besigheid open met stilte tyd en gebed, dan sal jy in jou individuele vorm, maar ook as
kollektief, ook as maatskappy, sal jy floreer en sal jy ryk raak. En as jy Christen is, behoort dit ook met jou finansiëel goed te gaan. Die voorspoedsteologie, vriende, wat ten diepste ideologie is, in die Christelike geloof, maar ook in die westerse wêreld. 'n volgende ideologie wat ek vinnig na wil kyk, is die hele ding van fundamentalisme. Waar ons alles rondom ons letterlik vat, en ook die woord van God, waar ons sê dat elke vers en elke reeltjie in die Bybel is gelykstaande met al die ander verse en reeltjies in die Bybel, en dat ons dit letterlik verklaar. En dat ons sê, maar ons verklaring in interpretasie daarvan is die enigste manier. En dat alle ander Christene of sienswyses van die Bybel rondom ons verkeerd is. En dat ek selfs bereid is om daarvoor te veg of oorlog te voer of my lewe te gee. 'n derde ideologie, vriende, wat ons baie sterk in ons land gesien het, ook in ander wêrelddele, is die hele ding van die bevrydingsteologie. Met ander woorde, dat God per se die God van die arm persoon is. En dat God per se die bevrydende God is. Wat staan aan die kant van die onderdruktes en wat eintlik net aan hulle kant is. Nou vriende, ons weet dat God het gesê, Jesus het gekom vir die vrylating van gevangenes. En ons weet dat Jesus 'n ongelooflike hart het vir arme mense en ook ons vir arme mense het. En dat ons mense wat onderdruk word, moet bevry. Maar vriende, om te sê dat God slegs aan hierdie mense se kant is, 'n diepe ideologie wat daar buite heers. Dan die ander groot een, vriende, ideologie van patriargie. En waar Galasiërs 3 vers 28 vir ons sê, daar is nou nie meer man en vrou nie. Want in Christus Jesus is ons almal een. En vriende, as jy patriargie wil gaan kyk, moet jy sien dat dit baie fyn gewortel is, ook in die Christendom. En dat daar verkondig word, selfs deur groot teoloë in ons land, dat die man is onomwonde die hoof van die huis, hy is ook die geestelike leier van die huis, en dat die vrou moet by hom gaan hoor wat God vir haar wil sê, want hy is die hoof en hy is die leier van die huis. Vriende, Galasiërs 3 vers 28 sê dat in Christus is man en vrou gelyk. Ons is almal kinders van hom, en daarvoor het Christus ook gekom, om vrouens te kom vrymaak, om vir hulle vryheid te gee, maar gelykheid in Christus Jesus, soos wat hy die eerste Adam en Eva geskep het. Dan die ander groot een, vriende, rasisme, die ideologie dat God sekere nasies of volke bo ander nasies of volke uitverkies het, of dat die Jode belangriker is as ander mense in die wêreld. Vriende, Galasiërs 3 vers 28 sê, daar is nou nie meer Jood of Griek nie, maar in Christus Jesus is ons almal een. En ons ken ons eie landgeskiedenis in Suid-Afrika, hoe dat ons vir jare van 1948 tot 1994, vriende, die ideologie van apartheid eintlik ten diepste gevestig het op hierdie Ou Testamentiese ideologie, dat God sekere nasies of volke liewer het. En dan die laaste een, daar is nog, maar wat ek vanoggend sommer net wil aanraak, is hierdie hele ideologie van klassisme. En dan lees ons in Galasiërs 3 vers 28 weer eens, daar is nou nie meer slaaf of vry persoon nie. Met ander woorde, die ekonomiese bestel wat Jesus vir ons kom sê, deur Paulus in Galasiërs 3 vers 28, dat daar is nie meer iets soos klassisme nie. Ons is almal gelyk, ongeag ons finansiële toestand in die wêreld. En dat ons as arm en as ryk en gemiddelde kinders van die Here, almal sy kinders is. En dat ons nie sy getrouheid of liefde, soos wat die voorspoedsteologie sê, kan meet in die mate waarin ons geseënd is of nie geseënd is in ons finansies nie. Vriende, die vraag is vanoggend, wat sê Jesus vir sy disippels wanneer hy daar in Galilea vir hulle gaan roep? Wat is Jesus se woorde? Wat sê hy vir sy volgelinge as hy sê, wil julle vir my kom werk en wil julle my volg?
En ek nooi jy uit om vanoggend saam met my te lees uit Matteus 4, vers 18 tot 25. Kom ons lees net hierdie enkele verse uit Matteus 4. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hierdie is baie belangrik, hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Ek wil dit herhaal, ons teksvers vanoggend. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en vir hom gevolg. Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, die wat in die mag van duiwels was, geestelike versteurders en verlamdes na hom toe gebring, en hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, is die 5 stede, Jerusalem, Judea en van oorkant Jordaan af, het hom gevolg. Vriende, wat gebeur in hierdie gedeelte in Matteus 4? Ek wil vinnig iets sê oor hom, Christus as rabbi. Jy sien vriende, die rabbies van daai tyd het almal in en rondom Jerusalem gebly. Dit was die Judaïsme en dis waar die skrifgeleerdes en die Sadduseërs was en dis waar die belangrike rabbies gewoon het, was in Jerusalem gewees. Maar ons lees natuurlik dat Jesus sy grootste werk en waar hy as rabbi opgetree het en sy volgelinge geroep het, doen hy rondom die see van Galilea in die noordelike deel van Israel. Waar rabbies nie geloop het nie, waar dit 'n onbelangrike deel van Israel was, waar as jy gewaag het om daar 'n rabbi te wees, sou niemand na jou geluister het nie, want dis nie die plek waar jy moes wees nie. Jy's nie onder die geestelike elite en die judaïstiese elite gewees van daai tyd nie. Vriende, en dan het hierdie rabbies gegaan, en dan het hulle ook net die belangrikste onder die Jode, die slimstes van die slimstes, het hulle vir hulle gekies. En dan, vriende, weet ons dan as kinders het tot op 12 jaar oud het hulle skool gegaan. En as hulle nie goed genoeg was om onder die bestes van die bestes te gewees het, wat Jerusalem toe gegaan het, na die sogenaamde universiteit toe, en hulle kon nie onder die rabbies daar gaan studeer het nie, dan het hulle teruggegaan na hulle huise toe, en dan het hulle besig gehou met die ambag, waarmee hulle voorgeslagte hulle ook besig gehou het. So jy was 'n skrynwerker gewees soos Jesus die rabbi se pa, of jy was 'n visserman gewees soos wat ons lees van Petrus en Andreas en Johannes wat hier geroep is. Maar vriende, baie belangrik, ons lees ook dat Petrus hulle se pa, hulle was ook vissermanne. So vir geslagte heen was hierdie families rondom die see van Galilea nie goed genoeg nie. Kon hulle nie die rabbies van Jerusalem, kon hulle nie hulle standaarde gemaak het nie. En nou kom Jesus om die see van Galilea, en hy stap hier, en hy gaan roep gewone ambagsmanne, in Grieks, gewone mense sou hulle die woord gesê, die hoi polloi. Hier roep Jesus vir hulle, maar ook vandag in COVID-19, 2021, vir my en vir jou. Maar hy begin deur die volgende woorde te sê, vriende, want ons lees hierdie vers altyd as 'n eenheid. Nee, dit het 3 verskillende betekenisse. Hy begin deur te sê, kom hier. Vriende, hy roep sy disippels weg van iets af. Weg van hulle nette af. Weg van hulle beroep en van hulle ambag af.
Maar veral, en dis die belangrike ding in hierdie oggend om te verstaan, hy roep hulle veral weg van hulle sienings en oor hoe hulle oor die wêreld gedink het. Oor hoe hulle oor rabbies gedink het, maar baie belangrik vriende, ook hoe hulle oor hulle self gedink het. Dat hulle gedink het, ons is nie goed genoeg nie. Ons kan net hier rondom die see van Galilea bly, en hier gaan ons vir geslagte, ons gaan ons kinders ook leer visvang, want ons is nie genoeg vir die rabbies daar van Jerusalem nie. En dan vriende, wanneer Jesus sê, kom hier, vriende, gaan hulle wêreld nooit ooit weer dieselfde wees nie. Hulle wêreldbeskouings en hoe hulle dink en hoe hulle goed sien, vriende, sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Daar kom tye, vriende, en fases in ons lewens, wanneer die Here ook vir jou kom wegroep van iets af. Dit kan soms radikaal wees, vriende. Dit kan soms met baie groot pyn gepaard gaan. Dit kan ook soms, soos wat ons in COVID-19 gesien het, kan dit ook soms met verlies gepaard gaan. Soms kan alles so goed en rustig lyk om ons, en kan alles uitwerk en perfek wees in ons menselewens hier op aarde. En dan in daai tye, wanneer God vir ons sê, kom hier, verstaan ons sekere goed nie. Alles was dan so mooi, Here. Alles was dan so perfek gewees. Hoekom moes ek op hierdie ouderdom alles verloor en nuut begin met 'n ander besigheid of iets anders? Vriende, hierdie los van jou goed kan soms radikaal wees. Dit kan soms pynlik wees en dit kan soms wees dat jy die nette wat geslagte heen deur jou palle uitgegooi is, dat jy daai nette in daai lewe en jou omstandighede moet verlaat. Maar vriende, die kom hier, as dit van God afkom, gaan dit jou hele lewe verander. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Maar vriende, heel dikwels gaan jou lewe selfs in die pyn, gaan dit beter wees. En gaan jy miskien kan terugkyk en sê, ek as mens is gevorm. Ek is nie meer die persoon wat ek daai tyd sou wees nie. Daar het 'n dieper realiteit in my na vore gekom. Ek sien nie meer die wêreld soos ek dit gesien het nie. Want ek het gereageer op die woorde, kom hier. Miskien is daar ook nou in hierdie COVID-tyd 'n tyd in jou lewe wat die Here vir jou wil sê, kom ons begin oor. Kom ons begin nuut. Kom ons reset jou lewe. En die woorde vanoggend is, kom hier. En dan vriende, die volgende woorde van Jesus se sagte liefde uitnodigende uitnodiging waar hy sê, kom saam met my. Kom saam met my. Vriende, wat Jesus hier doen, hy sê nie 'n turn or burn uitnodiging nie. Dis nie as jy my volg, sal nie volg nie, sal ek jou vernietig nie. Ek het nooit in die Nuwe Testament, wanneer Jesus met mense gewerk het, 'n turn or burn benadering gesien by Jesus nie. Nooit het Jesus vir mense gesê, as jy my nie aanneem of my nie volg nie, gaan ek jou vernietig nie. Nee, vriende, dis 'n sagte, kom saam met my. Dis nie 'n fundamentalistiese of 'n moralistiese uitnodiging nie. Vriende, dis nie, ek gaan jou bless en ryk maak en vir jou voorspoedig maak uitnodiging nie. Ek lees niks hiervan in die disippels se lewe nie. Nee, vriende, dis ook nie, jy moet eers sondeloos en perfek wees uitnodiging wat Jesus rig nie. Nee, vriende, die uitnodiging sê net vanoggend, kom saam met my. Ek gaan deur Samaria loop en ek gaan grense oorsteek, want julle Jode, julle Christene, gaan mos nie daar, julle loop mos nie daar nie. Kom saam met my, ek gaan melaatses aanraak, en ek gaan by hulle loop stil staan, en ek gaan hulle genees, en ek gaan in hulle wonde vat, terwyl dit hoogs aansteeklik is. Kom saam met my.
Kom saam met my na die tolhuis toe, want ons moet eers daai tollenaar Leefie, moet ons ook gaan roep, want hy is ook soos julle my geroep en hy gaan ook my disipel raak. Hy gaan ook een van die 12 raak. Kom saam met my, want ons moet by die hooftollenaar Saggeus, ons moet een aand in sy huis gaan slaap. Kom saam met my, ek gaan julle leer om kindertjies op te tel, kindertjies wat geen aansien gehad het en wat eintlik niks beteken het vir die samelewing van daai tyd nie. Kom saam met my, ek gaan prostituie beskerm. Wanneer die kerk en die Fariseërs en die Sadduseërs en daai Judaïsme en daai in die middel van Jerusalem, wanneer hulle wil mense met klippe doodgooi, kom kyk, kom saam met my. Kom saam met my, ons gaan hongeriges kos gee. En as julle wil, kan julle saam met my kom bid, daar in Getsemane, en kan julle ook op die ou end onder my kruis staan. Kom saam met my, as julle wil vir ewig julle lewe verander hê. Vriende, die Here vra ons elke dag om saam met hom vandag, soos hierdie dag nuut begin het, weer saam met hom te stap. Vriende, al verskil jou pad wat jy gedink het, hy moet met jou loop. Al verskil dit hoe dat hy met jou wil loop in hierdie wêreld as wat jy gedink het hy gaan met jou moet loop. Die enigste verskil is, toe hy op aarde was, het hy met sy eie bene geloop na die wêreld toe, maar die manier hoe hy nou na die wêreld toe gaan is, hy stap met ons bene na die swaar kry van hierdie wêreld toe. Net dit. Dis al wat hy vanoggend vir jou wil sê. Hy sê net vir jou, kom saam met my. Leer my hart ken, leer my passie en my liefde vir die mense wat swaar kry. Kom leer 'n stukkie van my omgee vir die wêreld wat so stikkend is en waaroor ek so hartseer is. En dan, die derde deel van hierdie uitnodiging van Jesus, dan sê hy, en dan maak ek julle vissers van mense. Ryk Here? Nee, nie ryk nie. Sterk en magtig Here? Here, gaan ons Christene in die wêreld oorvat? Nee. Julle hoor my verkeerd, soos lammers, soos lammertjies onder wolwe in. Wetsgeleerdes en mense wat versterk is deur ideologieë en sterk in hierdie samelewing? Nee. Sommige net eenvoudige mense wat ander lief het. Regters en beoordelaars, Here, kan ek nou regtig 'n bietjie regter speel oor ander mense? Nee. Nee, ek gaan jou net genadig maak en vir jou genade gee wat jy vrylik kan gaan uitdeel. Moet ons hulle veroordeel en moet ons daai klomp aan ons kant kry, Here? Nee. Gaan deel net my genade uit. Want dit is verniet. Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het oor die siekes, met allerlei kwale en pyn, en die wat in die mag van duiwels was, geestelik versteurdes en verlamdes na hom toe gebring, en hy het hulle gesond gemaak. Vriende, verstaan u nou hoe ver ons soms van God af is? En hoe ver ons is om hom te verstaan vir wie hy regtig was? Verstaan u saam met my vanoggend, vriende, dat hy nie 'n of ander ideologie was nie. En dat ons nie moet dinge bysit by hom en dit aanvul en dit so moet skep sodat dit inpas by ons lewens, ons ideologie en ons kultuur en ons taal nie. Nee, vriende, hy is liefde en genade. En hy is die lam van die God wat die sonde van die wêreld wegneem. Die opdrag vanoggend is net,
kom hier. Kom loop saam met my. En ek sal julle vissers van mense maak. Amen. Here, ons begryp soms so verkeerd. Ons lees soveel dinge in, Here, en dan sê U, soos wat die ander rabbies gedoen het, daar in Jerusalem. Die rabbies moet die judaïstiese ideologie wat gesê het, dat as jy jou vader en jou moeder moet eer, beteken dit ook al hierdie reëls wat ek as rabbi op jou lê. En dan kom U na U disippels toe, na U volgelinge, en dan sê U, kom, ek het nie 'n juk nie, want dit was wat al hierdie reëls genoem is, jou juk. Nee, kom, ek is sag, en by my gaan jy kom vrede vind. En daarom wanneer U vir ons vanoggend kom roep deur te sê, kom hier, sê U ook vir ons, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ook die van julle wat moeg is vir godsdiens, vir godsdienstige ideologieë, kom na my toe. Ek gaan jou nie goeders beloof nie voorspoed en rykdom en ek is nie aan die kant van sekere mense nie. Ek roep alle mense, ek roep ook die wat al in generasies ambagsmanne en vissersmanne is. Kom roep ek deur te sê, kom hier, kom saam met my, kom volg my na die armes, na die stikkendes, na hierdie wêreld toe. Kom volg my ook na die rykes toe. Kom volg my na die wat geen mag of gesag het nie, maar ook na die gesaghebbendes. En ek sal jou 'n visser van mense maak. Here, hier is ons het gekom. Gebruik ons in hierdie stikkende wêreld van ons. Amen. Vriende, ek en jy is die sout vir die aarde en ons is die lig vir die wêreld. Kom ons volg Jesus. Kom ons antwoord op sy roepstem en laat hy vir jou vanoggend in hierdie wêreld waarin jy leef 'n visser en 'n dienaar van mense maak. Amen.